brand. Amen. Nee, die ou skrik nie. Ek het het onderhoud met 'n brandweerman, maar toe ek brandskree te bly sit hy, is dit nou na jare se ondervinding of wat gaan aan dat jy nie en jy moet mos nou opgespring het. Nee, ons is so kalm soos op 'n psalm vir enige ding rooi is. Nee, okay. Ek sit hier by Heinrich in Port Elizabeth, hoe ons kontak gemaak het, ons ontmoet vandag vir die eerste keer, is 'n barmhartige Samaritaan, en al sy mense wil ek sommer vandag dankie sê, en die link vir hulle stuur, die op die fietsse, die op alles, terwyl ons in Oekraïne was, ek Andres, en kinders uitgered het, en al die goed onder die Here se genade, het hierdie mense veroorsaak. Ek onthou van hulle geld het gegaan R15.000 daai tyd. Ek wil dit noem, dat die manne kan hoor wat om geld. Het gegaan vir 'n sentrum by Michelle hulle wat die krag betaal sodat mense kan gratis die vlugtelinge kan kom eet het. Dan is daar bygedra by bande. Ons het letterlik het anders hulle in die sneeu getol en hulle is amper doodgeskiet so omdat hulle nie wegkom nie. En toe in 24 uur kon hulle bande opsit en dit was 'n groot mirakel daai en wat vasstrap in die sneeu. En ons loof die Here vir daai tipe goed wat gebeur het en dan nog ander goed. Ek kan nou hier stories vertel, maar ek wil nie van die pad af raak nie, waar julle ook gesponsor het, weet julle nie eens weet die hotel. Ons was skaars 'n halfuur, toe ons op die bed gaan lê, Andres, toe slat die bomme. Laat ons moet uithardloop en in die gang moet ons gaan sit. Maar okay, kom ek gaan nie dit, ek sê dankie vir dit, maar ek wil weet, hoekom? Jy ken ons nie, hoekom het jy vir Oekraïne ingesamel? En ek sê tog net weer, nou gaan ons hoor, kom ons hoor, as dit brand is moet jy, nee, jy moet antwoord. Gooi sommer net. Iemand daar in die brand vasgekeer is, hou net aan, hulle is op pad. Luister, gaan hoor net gou daar Steven, luister alles lekker interessanthede. Ek wil graag werklik hoor, hoe het jy op ons afgekom, en dan wil ek net vir die mense sê, klomp sê weer, hoekom was jy in Rusland toe, hoekom was jy, luister, ons gaan waar God stuur, as hy vandag sê, ek like Israel, maar as hy vandag sê, gaan in die Palestyne toe, dan gaan ek so toe, as hy môre sê, gaan bedien die terroriste in die Kongo, dan gaan bedien ek hulle, ek gaan waar God stuur, nie waar 'n land reg is, as ek moet gaan waar 'n land reg is, moet ek uit my eie land uit ook weghardloop, want ons eie land is ook nie reg. Nou, hoekom het jy ons ondersteun in Oekraïne? Ek dink dit is baie eenvoudig. Ek dink Roy, dit is onder leiding van die Heilige Gees en soos ek vir jou voorheen gesê het, ons het baie gefokus op ons areahuise en ons het nog nooit uitgegaan op ander areas. En buite uit na Dispatch en Port Elizabeth het ons nog nooit uitreikings gedoen vir organisasies en ons het al Bybels ingesamel vir hospitale, vir kinderhuise, vir die gemeenskap, en maak nie saak of... Hoe samel julle in? Wat doen julle? Yes, basies wat ons doen is ons het 'n klomp fietsryers wat saam met ons gewerk het. Fuel on Wheels is die groep se naam, ons het vir hulle vreeslik dankie sê, wat saam met ons gewerk het, en dan ry hulle met 'n fiets 700 km in 24 uur of in 48 uur, en dan loop ons met die kruis weer in 24 uur en 48 uur, en ons maak die luister FM, ons radiostasies betrokke, wat ook 'n baie goeie support vir ons is, en ons kry die gemeenskap betrokke om alles in plek te val, maar so laat die Here alles in plek val en geen mens nie, en dit is hoe ons dit basies gedoen het, en daai spesifieke projek het ek werklik na die Here toe gegaan, en ons het eintlik uit opsies geharke, want ek het die Here gevra, Here, hierdie is 'n spesiale jaar, wat moet ons doen, en die Here wys my in 'n droom een aand, hoe ou tannies en mense en kinders hardloop van die bomme en vlug, want hulle seuns en dogters is in die slagveld besig, hulle seuns en hulle oupas en oumas is besig in die slagveld, besig om oorlog te maak, om hulle te beskerm. En die volgende dag, toe kry ek die Facebook boodskap van Royus af, om hulp te vra, en die Here sê vir my dadelik, maar ek het vir jou gewys, waar ons moet help, en dit is waar die Here se hulp ongekom het, en geen eer aan geen mensie, ons wil net donkies wees vir Jesus, en dit is hoe ons wil werk hier so met ons bediening. Ek wil nou vir jou iets anders vra, maar ek wil net gou iets noem. In daai tyd, ek kan nie sê direk voor of direk na nie, was ons in Bucha. Mense, ek het letterlik aangekom, nie 999, nie 1001 nie. Toe ons aankom, is presies 1000 uitgewis. Kinders, maas, paas, alles. Dank die Here dat hy ingegryp het, tanke is toe van die vyand ook
Halwe, ek kan nou nie op Facebook mag ek al die goed en gewys die halwe voete, die tank lê daar, al die tipe goed. Maar weet jy, geweldig erg. Ek wil iets vertel. My seun bid, want my klein seun, daai tyd 3 jaar oud, Esra, rooi koppietjie, vra, papa, bring vir my 'n shark saam. Ek weet nie hoekom wil nie 'n blou bil hê nie, maar hy wil toe 'n shark hê. En weet jy wat, met die wat hy oral was by 'n winkel kom kyk as 'n shark, ons kry nie. Ander sê toe hy is maar by Crazy Store vir die nie advertensie betaal. Sal hy maar ietsie koop as ons hier kom en dan sê ons maar vir die kinders dit is in Ukraine. Luister hier, ons loop in. Al die huise lê plat. Al die huise lê plat. Hierdie 1000 mense is dood. Jy ruik die dood. Ons loop daar. En 2 goed sien ek. Eerste kom 'n rooi tulp. Direk daar uit. Ek het 'n foto daarvan en die Here sê, daar's hoop. Al lyk dit so. Ek het begin huil, dis verskriklik. En ons sien 'n tafel staan, 'n houttafel wat in die mense se voorhuis moes gestaan het. Op die tafel, so groot, shark. Pop en Gospel is waar die tekke die deur slaan, waar ons uitgaan en vir mense wat honger is, wat verlore gaan, die evangelie bring. Feeding the nations through salvation. Maak disippels van alle nasies, raak betrokke by Pop en Gospel. Hom is gebrand. Ons het dit gesirkuleer in Ukraine vir as die kindertjies as 'n video uit. Ons wil nog die einde van hierdie storie sien. Is die kindjie dood? Het hy weggehardloop sonder sy toy? Esra het hom vandag. Maar baie verhale. Ek wil na jou toe terugkom. Toe is jy nou pragtig gebore en wonderlik groot geraak en jou hart is net goed om ander mense te help, of was jy ook op 'n ander trek partykeer? Nee, ek dink ons het 'n vieslike trek geloop en ek het so stel hoe is. Ek dink die lewe het gedruk. Die lewe het ons werklik gedruk laat ek alkoholist was. Ek is skaam om dit te sê en ek loof die Here dat hy my kon verlof het. En ek kan nie vir julle Bybelverse gee en verhale vertel hoekom om drank te los nie. Wat ek vir julle wil vertel is wat die Here vir my gesê het en hoe ek drank gelos het. En ek het my vrou se trouringe verkoop en soos ek vir Royce gesê het, ek is nou getroud aan Jesus en aan my vrou. En ek het my kinders se fietsse verkoop vir Wow. Dit is die 25ste Desember 1 jaar in papa syp, maar hy's so goeie papa. Hy gaan koop fietsse vir sy kinders.
Ja, dit was die 24ste Desember en ek koop hulle vir Kersfees fietsse, maar die 27ste Desember toe verkoop ek hy selfe fietsies weer vir drank om te suip. En ek loof die Here dat die Here my oë kom oopmaak het. Net gou so 'n bietjie. Jy sê, en nie is 'n paar wat dit nou sê. Ek sal nooit, ek drank en dis my geld en ek sal nie my kinders se goed en ek sal nie dit doen nie. Hey, raak 'n bietjie stil, gaan kyk jy wat se nonsens jag nie aan. Dis tyd om te stop drink. Wil jy dit nie vir Christus doen nie? Baie dankie. Ons moet nou afsluit. Ons gaan ander dag weer lekker gesels. Hoe het jy by die Here uitgekom? Amen, baie maklik. Ek is 'n brandweerman. My stiefma lê op sterwe gelê. En op daai spesifieke aand is ek op pad na Ek wil net sê hier agter hoor ek weer 'n sirene ook. Daai mense brand, hulle hardloop rond, maar hierdie ou, hy is rustig. Hy gaan nou net 'n emmer vat en gaan doodgooi. Maar kom ons rustig. Ek wil net sê ja nee, dit is so right, dit hulle kan begin. My stiefma, ek is op pad na wat ons nou genoem het om lekker te gaan kuier. En ek het 'n bottel brandewyn nog hier in my broek gehad. En soos ons gehad het, nie 'n voertuig gehad het, daai tyd het ons op 'n trok gespring en afgespring naby die storie en my pa bel my om te sê my stiefma lê op sterwe, die dominee sê die dokter sê ons moet nou kom. Ek sê ja, dit is my pa, ek het nie baie respek vir hom gehad nie wat ek nou het. En in daai tyd het ek net al my ambulanskursusse en al goed klaar gemaak. En ek gaan sit by haar bed en die dokter sê nog vir ons manne, julle moet maar afsluit, dit is vanaand is die aand. En ek hou haar pols so vas en ek sal nooit vergeet nie my vleeslike lewe sê kom nou tannie, jy kan nou vinnig gaan dat ek vinnig by die plek kan uitkom. Jou stiefma of jou skoonma? My stiefma, my pa Jy wil gaan drink, jy wil hê sy moet asem uitblaas dat jy Nee, hierdie ou was sleg. Kan Jesus se bloed regtig hou wat sy kinders se fietsse weggee en sy stiefma wil doodhou dat hy gaan drink? Kan die Here so ou red? As God hom kan red, kan hy jou ook red. Amen. En dit kom toe so daarop neer dat ek gaan sit voor die bed en die dominee, ek gaan sy naam noem, dominee Breingreef sit agter haar. En ek dog dominee, jy moet nou klaar bid. En ek hou haar pols vas daar. Jy as geen, dis 'n baie swak pols. Ek dog it's time. Is sommer binnekort. En hy bid die volgende gebed. Hy sê, Here, as jy wil spaar vir ons, laat dit so wees, maar as dit U wil is, laat dit dan nog so wees. En ek hy pols begin dadelik harder klop. Sorry mense, dominee, dankie, prys die Here. Okay. En ek dog by myself, hier was iets stoor die man of wat doen hy, want ek het nie baie geglo aan hierdie snaakse goed wat hierdie mense doen nie, want dit was vir my, en langs door die kort ook glooies, want hy sê vir my toe ons uitloop, ek wil jou graag uitnooi na die diens toe. Dit is hy Sondag aan. Ek sê net om hom ontslae te raak van hom, ja, ek sal maar kom. Jy weet, ek sal kom, ek gaan diens toe kom. Met die bottel brandewyn nog in my heup, hy het seker maar gesien. En hy Sondag aand in die diens gaan, ek weet nie hoekom nie. Lewe jou stiefma toe? Sy het 'n maand lank gelewe. Net 'n maand lank. Die Here het dit vir jou gedoen, om jou net te spyt oor jou drinkheid. Ja, ek dink so. Ek dink jy het 'n sin vir humor. En daai spesifieke aand, gaan sit ek heel voor in die kerk, ek weet die kerk was gepak, ek weet nie hoekom ek voorsit nie, want ek hou nie van voor in die kerk, ek sê die gees kom van voor af agter toe, maar in elk geval, ek sit heel voor in die kerk, en dominee Breingreef gee sy getuies wat presies amper dieselfde as myne is, en al wat ek kan onthou is, toe die Here my hart vat, het hy hom gevat, en daai klip het hy kom sag maak, en ek het gestaan en ek het gehuil voor die Here, en toe ek omkyk, toe is niemand daar in die kerkie. Toe is niemand daar nie, toe is die kerkdiens al lank al klaar, maar ek het skoon gewas voor die Here. Ek is uitgestort voor die Here. En dit is soos die Here ons kon verander net. En ek het nooit weer probeer wat ek probeer het nie, maar die drank is 'n baie moeilike ding om te los. Baie moeilik. En ek het gesukkel om drank te los. Ek het regtig gesukkel, want jy kry daai Ek moet hom, nog 'n enetjie, dan as jy daai eerste enetjie vat, is dit verby. En dit kom toe so dat ek sit eendag en lekker en drink ook al by die huis, nadat ek dit vir die Here gegee het. Nadat ek die belofte voor God gemaak het. Drink 'n lekker biertjie, niks moeilikheid gemaak nie. En ek raak in die slaap, ek droom is oordeelsdag. En ek vang vis, ek hou van visvang. En die manne kom en hulle sê kom.
Jesus is hier, ek hoor hy stem van authority, hoe hy praat met die mense, ek sien nie die gesig, die stem van authority, en hy vra vir my vrou, en my 2 kinders staan by, hy sê, gee vir my goue versie uit Efesiërs uit, sê, gee hom die pragtigste versie, ek soek nou nog die versie, want ek ken nou al Efesiërs, en sê, hy sê vir die volgende woord, jy gaan na die mooi plek toe, hy het nie gesê warm of koud, hy sê, jy gaan na die mooi plek toe, en toe ek nader stap, toe sê hy, en jy verontwaardig my met jou stinkasem, net die woorde. Jy verontwaardig Hoor hier, julle wat sê maar net die gebedjie op, en jy's gered, hoor hier, na hom opgesê het, hoor hier. Hy sê, jy verontwaardig my met jou stinkasem. Met ander woorde, you disrespectful to me. En ek raak wakker as so, hy sê vir my, jy verontwaardig my, maar jy gaan ongelukkig na die warm plek toe. Ek raak wakker, ek sweet, ek is redelik fiks, maar ek sweet. Ek sê nog vir my kinders, dat, maak hulle wakker, ek sê, papa het vanaand opgehou drink, ek sê vir hulle, Nadia en Lindy, ek sê, pa het vanaand opgehou drink, hulle sê, pa gaan lê, jy is gesuip, ek sê, die Jesus het met my gepraat, ek het opgehou drink, en dit is nou, luister, wow, hierdie stinkasem is die tandeborsel, gaan nie help, die Colgate gaan nie help, jou vloektaal, jou mond stink man, jou rook, jou mond stink, jou drank, jou mond stink, jou skinder, jou mond stink, die dwelms, jou mond stink, daai wat jy beplan, hoe om 'n ander ou skelm aan te doen, jou mond stink. Jy gaan warm plek toe, sê God, amen. Maar vandag is die uitnodiging, hoor gou mooi, jy kan jou hand opsteek en sê, Jesus, amen. Help my, sondaar, wees my genadig, en hy gaan jou nie judge nie, hy gaan vir jou sê, kom na my toe my kind, hy gaan sy bloed, daai stinkmond skoon was, jou hart skoon was, jou siel, jou gees, en jy gaan hemel toe, hy wag vir jou, wil jy nie nou maar jou hart vir hom gee nie, Jesus seën jou. Okay. Molofesi, wat beteken dit? Is dankbaar, Fesi is maar nou 'n naam wat ek ken nie, my baas. Oh, Jacob. Ja, bid jy vir die ancestors? Ja. Is dit? Ja. Is jy moslim? Ek is 'n Xhosa en 'n white male. Okay. 'n mixed blood mos. Is jy bereid om Jesus aan te neem? Ja, is reg. Okay, maar hoor gou hierso. As jy vir Jesus aanneem, Jesus is die seun van God, né? Ja. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Daar is nie ancestors nie. Okay. Is net Jesus. Ja, baas. Oh, Jacob. Ja. Ja. Sê gou vir my, sal jy, as jy vir Jesus aangeneem het, sal jy heilig lewe? Wie wat beteken heilig lewe? My baas. Heilig lewe beteken ons moet Bybel lees, ons moet bid, ons moet die dwelms, ons moet die sigarette los, ons moet die wyn los, ons moet onsself lekker skoon maak, ons moet stap en ons moet vir mense 'n offer wees. Jy's 'n vriendelike ou, ek kan dit sommer sien, jy het 'n mooi hart. Ja. So dit gaan nie 'n probleem wees nie. En ons moet die samekomste bywoon, ons moet kerk toe gaan. Sal jy dit kan doen? Ja, maar nie nou vandag nie, man, Jacob, man. Ek is baie dankbaar vir die tyd, man. Ek is hastig oor 'n bietjie, man, vandag. Is jy hastig? Ja. Maar hoor gou hierso. Sien jy hierdie traktaatjie van ons? Hy sê, there's a heaven or a hell. Né? Daar's net die hemel en die hel. Ja. As ons vandag doodgaan, waartoe gaan ons? Sê gou, hoe dink jy? Ek dink ons gaan naar met die Here Vader toe, baas. Dink jy so? Ja. Hy sê die regverdige gaan nouliks gered word. As ons nie heilig lewe nie, en as ons hom nie aangeneem het nie, ons is nie sy kind nie, kan ons nie hemel toe gaan nie, dis die waarheid. Okay, Mr. Jacob. Maar dink jy dis 'n kans wat ons moet vat om uit te stel? Ek weet nie, man. As ek nou vir jou sê, as jy om my hoek stap en na iemand gaan jy met 'n mes doodsteek, gaan jy om my hoek stap? Okay. As ek nou vir jou sê, as ons nie vir Jesus het nie, dan gaan ons dalk nie die ewige lewe beerwe nie, wat gaan jy maak? My baas. Ja, nee, ek weet nie. Ek weet Wie wat? Kom ons maak seker ons is by die Here. Ek moet ook weer seker ons moet maar bid, maar baas. Ek moet ook seker maak wie hoekom. Want ek het dalk vandag 'n skurwe gedagte gehad. Ek het vandag dalk sleg gepraat van iemand. Dalk moet ek weer bely. Gaan jy saam met my bid? Man, ek kan nie vandag nie, man. Nee, Jacob, man. Wie wat? Kom hoor gou hier. Sorry, man. Nou maar toe, die Here seën.
Here, raak asseblief daai man aan, Here, hy is kosbaar, U het hom gemaak. Hy's 'n koningskind, Here, hy weet dit nog net nie. Die duisternis hou vas hom en ek bid Heilige Gees dat U hom sal oortuig, dat U hom sal beskerm. Here, dat U die engele sal uitstuur en om hom te stap en hom veilig te hou in Jesus naam. En ek vra dat die Heilige Gees nou met hom self sal praat, Here. Bid Johannes 8:32 en ek eer en ek loof en ek prys U, Here, vir U grootheid, U goedheid, U liefde en U genade in die naam bo alle name Jesus Christus. Here, en soos ons vir hom bid, so bid ons vir elke mens in Suid-Afrika wat vasgevang word. Here, dat iemand oor hulle paai sal kom, dat iemand oor die evangelie sal praat, maar Here, dat die Heilige Gees vaardig raak oor hulle almal, want hulle is kosbaar vir U. Here, dadelik kom die besetting van Gadara aan my kop op. Here, waar mense hom bespot het, waar hulle hom seer gemaak het. Here, waar hy vasgebind was, kettinge gebreek het, geloop skreed en homself gekap het, Here. Maar toe hy vir U ontmoet, toe sit hy voor U, netjies gekleed en rustig en by sy volle positiewe. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. The army is here in front. They come to take us. When the words we use are sharper than an arrow, and the loudest voice, the currency of fear. We have bought the lies we think will keep us safer, closed our eyes to all we once held dear. We have turned our backs on things good men have died for, when we traded in our gospel for a gun. ሌላ ጊዜም እንደዚህ ወጥተን እንሰብካለንና We will go out at the time also. They went and they just preached. ያው እንታስራን እንወጣለን. They just go to prison and they release them. Before the fight began, could it be you? Could it be me? Could it be love is the weapon we need? We're fighting a cause, it's not what it seems. Could it be love? There is 3.19 billion people that is unreached. That's people that have never heard about the name of Jesus Christ before. The enemy. Is there nothing that will tame this wild addiction? And no courage to admit when it's gone wrong. Oh, the road to hell is paved with good intentions. We still have time to sing a different song. Could it be you? Could it be me? Could it be love is the weapon we need? We're fighting a cause, it's not what it seems. Could it be love is the weapon we need? So, two of our other team members have just been arrested. It's very scary, especially like in the holding cells as well. That's the moment that I started praying immediately as well. They inform them to come in to make a problem between Christian and the Muslim. So then, like, just to put us in the prison. Could it be? Could it be? We're fighting a cause, but it's not what it seems. Could it be? Could it be that you